aan die Vader verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Tog sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Welkom hierso. Dit is die 4de dag van ons week van gebed. Ons het stilgestaan die afgelope 3 dae ook, so ver by 5 goeie gewoontes wat jy op spoor kan hou. Ons eerste ene was afsondering gewees, die tweede ene was gebed. Gistersin het gegaan oor skrifondersoek en hoe ons die Bybel bietjie kan lees en metodes van Bybel lees. En in alles het ons sover ook gekyk dat hierdie dinge gewoontes is wat Jesus self toegepas het, self gebruik het. En daarom motiveer dit ons ook as gelowiges om in sy voetspore te volg en by hom te leer. En so leer ons immers by die beste ook. Vandag gesels ons oor gewoonte 4, wat dan sê vertrou in die liefde van God. Ons gaan 'n bietjie kyk hoe Jesus ook vertrou het in die Vader se liefde en dit dan ook deurtrek in ons persoonlike lewens, ook geestelike lewens ook, om te sien hoe dit ons ook motiveer om lief te hê en om te gee, soos wat die Vader ons lief het. Voordat ons verder gaan, kom ons raak stil in gebed, seëngroet en dan gaan ons lekker saam gesels, saam lees en saam gesels ook. Here, baie dankie dat ons hier kan wees, dankie dat U vir ons goed is, dankie vir U liefde en U genade, en dat ons so baie kan leer by U. Ons kan sommer nog 'n langer tyd stil staan en delf en verder leer in die woord en aan Jesus se voete kom sit, by U self kom leer as ons Vader, en ons sê vir U dankie dat U wil inbou in ons lewens, dat U ons geestelik wil verryk en ons wil versterk ook in ons geloof. Aan U kom toe al die lof en al die eer tot in alle ewigheid. Amen. Mag God se genade en sy vrede, die liefde van die Here Jesus Christus en die liefde van die Vader en die inwoning van die Heilige Gees en sy teenwoordigheid vir jou goed wees en vir jou inspireer ook om ten volle tot God te leef. Amen. Nou, ons gaan saam lees uit Romeine 8 vers 38 tot 39, baie bekende stukkie in die woord wat ons ook ken en wat jy ook goed ken. Ek het hom sommer hierso, so jy kan jou Bybel oopslaan by Romeine 8 vers 38 tot 39. Net voordat ons dit saam lees, dink gou oor hierdie stukkie of hierdie uitdrukking, hierdie opmerking. Ons lewe in 'n wêreld waar die vuur van trots en vrees aangeblaas word. Ons lewe in 'n wêreld waar die vuur van trots en vrees aangeblaas word. Gesels dalk al by die huis, as jy saam met iemand is, jou gesin, jou man, jou vrou, jou kinders, 'n bietjie saam oor hierdie, of 'n vriend, of wat ook al, gesels 'n bietjie oor hierdie stelling, as jy kan, anders is soms so op jou eie dink 'n bietjie na, weer eens, die voordeel dat jy net gou die pausknopie kan druk, en so oomblik kan gesels,
As jy klaar gesels het, nagedink het daaroor vir 'n oomblik, druk hierdie posknopie, dan lees ons saam uit Romeine 8 vers 38 tot 39. Goed, dink julle het lekker gesels, saam gepraat, Romeine 8 vers 38 tot 39. Ken ons baie goed, Paulus sê hiervan is ook oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Wonderlik om dit te weet. Wonderlik om te weet dat niks ons van God en Jesus se liefde kan skei nie. Ek wil sommer gou hê, as jy nou ouer is, dink gou 'n bietjie oor hierdie vraag. Die eerste ene, het jy jou kinders lief? Het jy jou kinders lief? Die tweede vraag, het jy hulle net lief as hulle goed doen of suksesvol is? Het jy hulle net lief as hulle goed doen of suksesvol is? Die antwoord sal seker by baie van die ouers of van baie van die ouers kom, ja, ek het my kinders onvoorwaardelik lief. Wat beteken dit om onvoorwaardelik lief te hê? Dit kan vir ons 'n klomp dinge sê. Onvoorwaardelik lief kan beteken dat ek my kinders lief het, ongeag, al is hulle stout, al doen hulle verkeerd, maar dit kan beteken dat in daai selfde asem kan dit beteken dat al doen hulle verkeerd, al doen hulle nie reg nie, ek hulle maar nog lief en ek laat hulle begaan, en ek gee nie regtig om nie, weet, want ek het hulle mos lief, hulle sal wel iewers teregkom. Of ons kan aan die ander kant gaan en sê, onvoorwaardelike liefde beteken dat ek my kinders lief het, of hulle nou goed doen of presteer of nie, en as hulle sleg doen, het ek hulle nog steeds, of verkeerd doen, het ek hulle nog steeds lief. Maar hierdie soort liefde, hierdie liefde wat God vir ons het, hierdie onvoorwaardelike liefde, sien ons in die Bybel ook as 'n liefde wat ons wil ophef, wat ons wil optel, en wil sê, maar weet jy, ek verlang nog steeds die beste van jou, ek wil nog steeds jou help en jou begelei, sodat die potensiaal wat ek in jou raak sien ontwikkel kan word, en verder kan groei. En so is dit met God ook, so is dit met ons ook. God het ons onvoorwaardelik lief, maar dit beteken nie dat ons net wil los nie, ons wil toelaat om verkeerd te doen nie, ons wil toelaat om maar aan te hou mislukkings doen nie, en te sê, ag my kind, al misluk jy, al doen jy verkeerde dinge, ek bly lief vir jou nie. God het ons lief, so lief, dat wanneer ons struikel en val, hy ons ophelp, ons optel, en 'n pad saam met ons stap, ons steeds in liefde aanmoedig en bly bemoedig, en ondersteun ook. En daarom moet ons ook kan leer om in hierdie liefde te vertrou, om op hierdie liefde staat te maak, en dit wat ons doen, en ons uitoefening van ons opdragte en van ons werk ook. So kom ons gaan staan so 'n bietjie stil, ons wil kyk, hoe kan ons lief hê soos Jesus lief gehad het, en lief het ook, en ons wil in die eerste plek so 'n bietjie net gaan kyk, hoe Jesus vertrou het op God sy Vader se liefde, en dat dit hom gemotiveer het en hom aangespoor het om ook sy werk en sy opdragte uit te voer en ander lief te hê. So ons lees in Johannes 5 vers 19 tot 20 saam, Johannes 5 vers 19 tot 20, en daar staan, toe het hy hom verweer en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die seun net so. Hierdie is nou natuurlik wanneer Jesus beskuldig word deur die leiers van die Joodse volk, wanneer hy die man genees het en gesond gemaak het, dan word hy beskuldig, en dan sê Jesus, dan verweer hom, dan sê hy vir hulle, maar ek doen wat die Vader doen, en ek doen wat die Vader vir my sê ook om te doen. En dan in vers 20 dan sê Jesus, die Vader het die seun lief, en wys hom alles wat hy doen, en hy sal hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal staan. So, omdat die Vader die seun lief het, en omdat die seun Jesus vertrou in hierdie liefde, en weet dat God die Vader hom lief het, doen hy hierdie dinge, en doen hy ook groot dinge, en sal hy nog groter dinge doen. En dan sê Jesus verder in vers 21, soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die seun ook lewend wie hy wil. En dit alles word gemotiveer in die liefde wat die Vader vir die seun het, en die liefde wat die Vader ook vir mense het, om mense gesond te maak, om mense te genees,
om mense uit die doodheid op te wek, om vir hulle die ewige lewe te gee. Natuurlik is daai genesing ook baie meer as maar net fisiese genesing, maar veral geestelike genesing. Ek dink, as ons iets moes geleer het die afgelope tyd, waar ons stil gestaan het by 5 goeie gewoontes, dan is dit om vir mekaar ook te sê dat ek en jy moet geestelik gesond wees. Dit help nie, ek is fisies gesond, maar my gees is nie gesond nie. So dis ook baie belangrik. So die eerste plek sê ons vir mekaar, dat liefde, onvoorwaardelike liefde, liefde wat God vir ons het, ons motiveer om ook goed te doen vir ander en goed te doen, God se opdragte altyd uit te voer. Ons sien dit by Jesus, hy het vertroue gehad in daai liefde, en daai liefde het hom gemotiveer en hom gedryf om te doen wat die Vader vir hom wys, en ook groot dinge in die naam van die Vader te doen. So moet die liefde oorspoel dan na my toe, en so moet ons ook verder op die Here vertrou, en iemand wat nogals uitgedaag is om te glo in hierdie liefde, was Petrus gewees in Johannes 21 vers 15. Ons ken die verhaal, ons ken die gebeurtenis, net voor Jesus se kruisiging het hy Jesus verloon altans, en 3 keer ontken dat hy hom ken, daar by die vuur sy hande warm gemaak, en elke keer gesê, ek ken hom nie, en dan spyt gehad, bitterlik buite gaan huil toe die haan gekraai het, en dan hier is die ontmoeting van Jesus weer, so voor sy hemelvaart, waar hulle dan saam op die strand is, daar by die meer van Galilea, en dan stap Jesus so amper met hom een kant, saam met hom, en hy gesels met hom, en hy sê vir hom, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? En dan antwoord hy, Petrus dan, ja Here, u weet dat ek u lief het, en dan sê hy vir hom, laat my lammers by, weer daai hier, meer as hulle hier, is daar ook kommentaar wat sê, net so terloops, dat dit nie verwys na die ander disippels nie, maar verwys na die visse, die visvangs, wat hulle gehad het, en die werk daar, dat die Here vir hom sê, het jy my meer lief as hierdie werk van jou, sodat jy dit waarvoor ek jou wil gebruik, om 'n visser van mense te wees, ten volle sal gebruik, sal jy hierdie agterlaat, en vir my gaan dien, en voluit vir my gaan, en dan antwoord Petrus natuurlik, u weet dat ek lief het, u weet ek vertrou in die liefde, ek het immer staat gemaak op die liefde, om my te herstel, sodat ek vir die werk vir u kan doen, en nadat ek u verloon het, en het ek so bitterlik sleg gevoel het, en is ek dankbaar om dit te kan doen, wat u vir my vra, en die res van Petrus se verhaal, en sy lewensverhaal verder, en hoe dit uitgevoer het, ken ons, en weet ons van, en het ons gesien hoe dit ontwikkel ook, as dat hy iemand geword het, wat 'n goeie herder was, 'n pastor was vir gemeentes, en die 2 briewe wat hy geskryf het, en self ook, van binne na buite geleef het vir die Here, alles gedryf deur die liefde van God, die liefde van Jesus vir hom, en daarom kon hy ook ander lief hê. So my en jou liefde vir Jesus en die Vader word gesien op die wyse waarop ons sy opdragte uitvoer, waarop ons ander mense lief het. Maar dan weer eens moet ons vertrou, soos wat Jesus die Vader vertrou het, moet ons op die Vader en op Jesus vertrou, sy liefde vir ons vertrou. Ons lees nog 'n gedeelte, Johannes 15 vers 9 tot 10, wat dan aansluit en bietjie uitbrei hierop. Soos die Vader my lief het ek julle ook lief, julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Om te vertrou in God se liefde, om te vertrou in Jesus se liefde, is ook om te weet dat hierdie liefde krag het, genesing in het. Wanneer ons hierdie liefde uitleef, wanneer ons mense lief het, dan gebeur daar dinge. Mense word herstel, genees en so meer. So dis baie belangrik ook. Daarom bly ons in God die Vader en bly ons in Jesus Christus se liefde en leef ons hierdie liefde uit. Dis 'n baie interessante opmerking wat gemaak word. Ek dink dat ook in die boekie wat ons gebruik, wat ek nog gekyk het, Lead Like Jesus, Blanchard en Hodges ook, dink so 'n opmerking hier, wat ook sê dat wanneer ons deur dinge doen vir Jesus, dan doen ons dit vir hom, dan sê ons eintlik ook, deur in sy liefde te leef, sê ons eintlik ook, ons gee aan hom die reg om ander lief te hê deur my. Ons gee aan hom die reg om ander lief te hê deur my. Dink 'n bietjie hieroor. Dis nogal 'n stelling om aan te dink. Dit beteken
dat al sou ek skop daarteen, die eie ek skop daarteen om ander mense lief te hê, dring soos Paulus sê, God se liefde my so, dat ek nie anders te kan as om mense lief te hê nie, want dit is uiteindelik God wat deur my ander mense lief het, en 'n verandering in hulle lewe maak, nogal iets om oor na te dink, en te verstaan wat dit regtig vir ons beteken. So, stop en dink 'n bietjie, raak 'n bietjie rustig, dink aan 'n tyd waar jy sonder twyfel God se liefde in jou lewe kon ervaar, en op 'n wyse wat slegs jy en God die ware betekenis daarvan in jou lewe kan verstaan, dat jy dit ervaar en intens en net besef het, God het my regtig lief, en ek besef wat die ware betekenis daarvan is. Hoe dit jou laat voel? En dink 'n bietjie, hoe voel jy nou op hierdie oomblik? Voel jy dalk dat dit nie meer so is nie, dat daai liefde bietjie afgekoel het? Of kan jy voel dat dit nog so is en eintlik meer intens is, nog meer verdiep het, dat daar nog meer 'n verlange, groter verlange in jou is om God lief te hê, soos dat hy jou lief het, en te groei in hierdie liefde? Is daar iets wat jy voel jy nodig het om vir God te sê, rondom hierdie liefde en hierdie verhouding ook met God? As jy so spesiaal gevoel het die dag toe jy besef het, God het my lief, ek kan vertrou op sy liefde, daar is niks wat my van sy liefde kan skei nie, en so meer, alles wat ons nou gesels het, as jy so spesiaal gevoel het daai dag, en dit jou nuwe lewe gegee het, is die vraag vir my en jou, in watter mate ons anders spesiaal laat voel, deur die liefde van die Vader aan hulle te deel. Hoe laat ons mense spesiaal voel? Jesus kom deel die liefde van die Vader aan ons. Hy het dit aan die mense gedeel, daar waar hy opgetree het, en uitgeleef het aan almal. En so moet ek en jy dit ook doen ons dit. Laat ons mense spesiaal voel, sodat hulle die Vader se liefde en Jesus se liefde kan ervaar. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ook deur u liefde gedryf kan word, dat ons kan vertrou op die liefde, dat ons dit ons eie kan maak, en nie sal twyfel dat u ons lief het nie. En dankie dat ten spyte van ons foute, ons swakhede, ons tekortkominge, u daar is vir ons. U wil jy soos met Petrus kom herstel. U wil vir ons optel, u wil vir ons aanmoedig, u wil seker maak dat ons in hierdie liefde leef en dit uitleef. En ook 'n verskil in ander mense se lewens gaan maak. Here, wat 'n voorreg om te weet, waar ek sukkel om lief te hê, kom doen u dit deur my. En help u vir my om deur u oë na ander mense te kyk, en dat ek mense kan lief hê soos wat u hulle lief het. En Here, dit is net 'n voorreg. Help ons ook om daai gevoel van liefde wat u vir ons gee, daai warmte in ons hart wat u vir ons gee, dat ons hierdie warmte ook sal uitleef teenoor ander mense, dat hulle dit ook kan ervaar en dit ook kan beleef. Ons loof en ons prys u daarvoor, ons sê vir u dankie, dat u ook liefde is. Amen. Nou ja, mag die genade en die vrede en die liefde van God die Vader, van die Here Jesus Christus en die Heilige Gees so in jou leef en bly, dat jy ander mense ook spesiaal kan laat voel, dat hulle ook kan ervaar dat God vir hulle ook lief het, gaan in sy vrede. Ons sing weer 'n lekker lied hier in die einde saam. Amen. Praat ek mense hele tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde al symbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlei, herde deur geloof versit. Of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks.